Here, ons wil sommer net 'n paar oomblikke, terwyl ons by mekaar is, kom erken dat ons is niks, U is alles. Aan U kom toe al die eer en die lof en die aanbidding. U is ons redder en ons leidsman. Ons wil kom erken dat daar so baie van ons eie ek nog in ons geloofslewe oorgebly het. Daar is dele van ons lewe wat ons nog moet oorgee aan U. Nie een van ons probeer voorgee dat ons al die eindstreep bereik het nie. Ons is nog almal 'n werk wat U besig is om te vervolmaak. En daarom wil ons vanmôre onsself weer kom oorgee in U hande en kom vra dat U met ons sal besig wees. Daarom, Here, as ons rondom ons kyk en ons wonder waar ons hulp vandaan sal kom, dan weet ons hulp kom van U af. U wat die hemel en die aarde gemaak het, sal ook nooit die werk wat U in ons lewe begin het, stopsit voordat U doel bereik het nie. Aan U die eer. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus en deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees vanmôre ook hier by ons. Amen. Ons gaan die Here loof deur lied 509. Ons gaan die eerste en die 4de vers saam sing op berge en in dale en oral is my God. Waar ek ook telke male mag swerwe, daar is God. Vriende, daar is nie 'n oomblik wat ons buite God se oog is nie. Daar is nie 'n oomblik wat ons so ver is dat sy hand nie aan ons kan raak nie. En dit is wat ons vanmôre graag wil kom erken, ook vanmôre in ons erediens is hy hier by ons. Sing vers 1 en vers 4. Ons gaan die woord van die Here oopmaak by Johannes hoofstuk 1 vanmôre. Ons gaan van vers 19 tot 28 saam lees. Vanmôre wil ons 'n bietjie saam dink oor hoe ons Jesus in ons lewe raak sien en hoe dit ons hele atmosfeer wat ons met ons saam dra in die week, hoe dit ook beïnvloed word deur dit. Johannes 1 vanaf vers 19 tot 28, kom ons bid eers saam. Here, U woord lê nou oop voor ons. En dit is 'n verhaal wat ons al baie kere gelees het. 'n Verhaal waarin ons vandag wil vra dat U deur U Gees ons harte sal kom aanraak en dat U in ons
U werk sal kom doen. Soos ons net nou ook in ons fotum gesê het, ons is nog 'n werk wat besig is om voltooi te word. Sal jy asseblief vandag nog een stukkie van daardie werk kom doen in ons lewens? Kom praat met ons en kom rig ons op dit wat U graag wil hê dat ons moet wees. Wanneer ons dit oordink, wil ons vra, Vader, wees ons genadig dat U Gees die woorde tot binne in ons harte sal dra. En dat ons daarmee gevoed sal word, en dat ons honger na U net verder sal uitbrei. In die naam van Jesus ons Here bid ons dit. Amen. Geliefdes, lees dan saam met my die pragtige teks van Johannes 1 vanaf vers 19. Dit is die getuienis van Johannes toe die Joodse leiers uit Jerusalem priesters en leviete na hom gestuur het om hom uit te vra: Wie is jy nou eintlik? Toe het Johannes getuig en dit nie ontken nie, maar voluit bely. Kan julle sien, hy sê dit sommer op 3 verskillende maniere. Hy het dit getuig, hy het dit nie ontken nie en hy het dit voluit bely. Ek is nie die Messias nie. En hulle antwoord hom toe: Nou wie is jy dan? Is jy Elia? Nee, ek is nie, sê Johannes. Is jy dan die profeet? Beslis nie, het hy geantwoord. Hulle het toe vir hom gesê: Wie is jy dan? Ons moet 'n antwoord kan gee aan hulle wat ons gestuur het. Wat het jy dan oor jouself te sê? Sy reaksie was: Ek is 'n stem wat roep in die woestyn, maak die pad vir die Here reguit. So het die profeet Jesaja mos reeds gesê: Die wat gestuur is, het uit die geleedere van die Fariseërs gekom. Hulle het toe verder by hom navraag gedoen: Waarom doop jy dan as jy nie die Messias of Elia of die profeet is nie? Johannes se reaksie was: Ek doop met water, maar hier tussen julle staan daar iemand wat julle nog nie ken nie. Dit is hy wat na my kom. Ek is nie eens werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Hierdie gebeure het afgespeel in Betanië, oorkant die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop. Vriende, hierdie gedeelte is so ryk aan elke mens se behoeftes. Ek hoop die Here sal sy woord aan jou seën vanmôre. Daar was 3 groot ampte in die Ou Testament. Wonder of jy hulle sal kan herken. Daar was die koning. Koning was 'n groot ou gewees in die Ou Testament. Hy was die verteenwoordiger van die volk by God. Daarom was konings geoordeel oor hulle geestelike rol wat hulle gespeel het. As jy na die boek Kronieke en Konings kyk, is dit 2 verskillende vertellings van min of meer dieselfde storie. Die een is vanuit die priester se oogpunt geskryf en die ander ene vanuit die koning se oogpunt geskrywe. En jy sal sien dat die 2 verskil nogal radikaal. Die een sal vertel hoe goed hierdie koning was, hy het al hierdie wonderlike goed gedoen, en die ander ene sal vertel hoe sleg hierdie koning was, want hy het nie God geëer nie. Hy het nie God aanbid nie, hy het hierdie volk gelei om by God stil te staan nie. Maar die ander sal vertel hoe oulik hierdie ou was. Die koning was 'n baie groot rol in die Ou Testament. Die tweede baie groot rol van die Ou Testament is waarskynlik die oudste rol, is die een van die priesters. Die priesterrol is al vasgemaak met Aaron en sy kinders, en daarna het die hele priesteramp het ontwikkel uit die stam van die leviete. Dit was hulle groot rol om die volk in staat te stel om hulle self voor God te kom ondersoek, te kom verneder, te kom offer, en hulle was die ouens wat in die verskillende sinagoges die boekrolle oopgemaak het, daaruit gelees het en die volk gelei het om die woord van die Here te leer en te ken. Die derde groot rol was die rol van die profete. Die profete was mense wat God van tyd tot tyd geroep het om sy stem te wees vir die volk.
Dikwels het hulle in die koningshuise gaan werk en het hulle vir die koning raad gegee oor wat sê die Here. Mense het hulle dikwels kom raadpleeg om vir hulle te vra, maar wat is die wil van die Here hierin? Moet ons oorlog maak? Moet ons nie? Wat is hulle rol in dit? En hulle het dan daaroor baie met hulle gepraat. Daar was een profeet wat anders was as al die ander profete. Uniek, tussen al die name wat jy al gehoor het van. En sy naam was Elia. Elia was 'n profeet wat nie in die groot sentra gesentreer het nie. Hy het nie in Jerusalem gaan praat en die volk daar gaan oproep om getrou te wees aan die Here nie. Elia was 'n ou wat in die woestyn gebly het. Ver weg van die ander mense af. Maar hy het mense gehad wat na hom toe gekom het en sy disippels geword het. En hy het hierdie profete skool gehad. Elkeen wat die roeping gehad het om te sê, die Here roep my om 'n profeet te wees, het gaan aanmeld by 'n profeet. En hulle het dan onder daardie profeet verder geleer hoe om die stem van die Here te hoor, hoe om dit te onderskei tussen jou stem en die Here se stem, hoe om dit oor te dra aan mense en. Elia was 'n profeet wat in die woestyn was en 'n baie unieke karakter gehad het. Hy word as een van die groot profete, selfs in die Nuwe Testament aangehaal, en in hierdie teks word sy naam weer genoem. Ons sal weer daarna toe terugkom. Die profete het elkeen hulle eie unieke manier van kommunikeer gehad. In Jesaja 40 skryf Jesaja so: luister, ek hoor die stem van iemand wat roep, bou 'n groot pad vir die Here deur die woestyn, maak 'n reguit pad vir ons God deur die wildernis, vul die valleie op, maak elke berg en heuwel gelyk, elke ruwe plek 'n gelykte, elke koppie 'n vlakte, dan sal die heerlikheid van die Here bekend word en alle mense sal hom sien. Dit is geweldige belangrike woorde wat Jesaja hier gepraat het. Dit word later die mantra van sy bediening en dit word ook in hierdie gedeelte aangehaal. 2 profete wat enorme rol gespeel het in die Ou Testament wat in hierdie een gedeelte alreeds na vore kom. En die hele doel van maak die pad vir die Here gereed, maak 'n reguit pad deur die woestyn waar daar niks kan groei nie, gaan maak 'n pad, gaan bring lewe daar. Koppies wat moet plat gemaak word, valleie wat moet opgevul word, beteken dit, is die betekenis daarvan is, om te sê, maar ons is nie 'n afgronde werk van die Here nie. Ons het nog grove kante aan ons. Ons het nog diep dongas in ons geestelike lewe. En ons het nog klippe en rotse en berge wat ons keer om regtig by die Here te wees. So Jesaja sê vir die volk, daar's baie werk wat julle moet doen. In julle geestelike lewe moet julle al hierdie rotse wat teen die Here se plan is, uit julle lewe uitkry. Julle moet die pad vir hom gereed maak, sodat hy na ons toe kan kom. Dan sal die heerlikheid van die Here bekend word, en alle mense sal hom sien. Daarna gebeur dramatiese dinge. Die volk gaan in ballingskap, hulle verloor hulle nasionale ego, hulle word gestroop van hulle eie ek, en so kom hulle terug in die land, en dit selfs die tyd nadat hulle terugkom, is nie sonder sy pyne nie. En toe word dit skielik stil. Daar is nie meer 'n profeet wat praat nie. Vir 400 jaar staan daar in die woord vir ons geskrywe, vir 400 jaar is daar nie 'n profeet wat profeteer in Israel nie. En dan begin die geskiedenis van Johannes die Doper, Jesus wat gebore is uit 'n maagd, en begin God 'n totaal nuwe hoofstuk, waar ons nog baie sal stil staan, ook in die pad wat vir ons voorlê. Vir 400 jaar praat God nie deur een van sy profete nie. Maar die kerk gaan aan.
Die priesters doen nog steeds die offerandes. Die sinagoges bly nog steeds bestaan, die boekrolle word nog steeds oopgemaak, daar word nog steeds in gelees, daar word nog steeds die Shabbat gehou, alles word nog presies gedoen, al die feeste word gehou, die offerandes word gegee. Vriende, dit is moontlik, lyk dit vir my, dat 'n mens kan kerk hou, en elke Sondag jou ding kan doen, maar dat God se stem stil geword het. Dit is iets wat my en jou moet laat inkrimp van vrees. Dit moet ons grensloos bang maak om te dink dat die moontlikheid daar is dat ons kan kerk hou, maar dat God se stem nie daar gehoor word nie. En dan word Johannes groter. En ons weet dat die gees van die Here was in hom van die begin af. En soos hy groot word, gaan hy na die woestyn toe. Dis die tweede profeet wat na die woestyn toe gaan. Net hierdie twee, Elia en Johannes die Doper. En hier in die woestyn begin hy optree, en dit lyk vir ons in alle opsigte asof hy Elia naboots. En daar's 4 kenmerke wat ons van die twee kan sê wat dieselfde is. Die manier hoe hy optree, vertel vir ons 1 dat hy in die woestyn is, 2 dat hy die soort kleredrag en die lewensgewoontes gehad het, wat Elia ook gehad het, 3 dat dit wat hulle geëet het ooreengekom, daar word nogal daaroor iets gesê. En dan in die 4de plek word daar gesê dat wat hulle oor gepraat het, kom met mekaar ooreen. 4 eienskappe. So dit is net logies dat almal wat kennis het van die Ou Testament en die profete, en nou hoor van hierdie profeet wat daar in die woestyn sit, en hy wat daar 'n klomp preke preek, en mense wat na hom toe stroom om te luister na die woord, dat hulle sê, hierdie ooreenkomste kan ons nie miskyk nie. En is hy dalk die Elia wat weer kom? Dis hoekom die skrifgeleerdes op die ou einde Fariseërs en Lewiete stuur om met hierdie man te gaan praat in die woestyn. So hulle gaan van Jerusalem af en hulle loop al die pad in die woestyn in, en omtrent 150 km stap hulle om te kom tot daar waar hy aan die oorkant vandag in Jordanië, waar hy sy bediening het. En dan as hy daar kom, dan kom vra hierdie mense vir hom, want ons moet gaan verslag gee vir die groot koppe daar in Jerusalem. Ons moet vir hulle gaan sê wie jy nou eintlik is, en waar moet ons jou plaas in hierdie hele proses. Vir 400 jaar was daar nie 'n profeet nie, en nou is hier 'n profeet wat net soos Elia optree. So sê vir ons, wie is jy? Is jy die Messias? Nee, belangrikste woorde van die Bybel vir my en vir jou, as ons dink oor ons eie verhouding met God. Nee, ek is nie die Messias nie. Die tweede ding wat hulle vra, is jy dan Elia? Nee, het lyk so, maar nee, ek is nie Elia nie. Is jy dan die profeet wat moes kom? En dis dan wat Elia baie sterk optree. Hy het dit baie duidelik gestel. Hy het dit nie ontken nie. Is nie ek nie. Maar daar's 'n ander een. Daar's 'n ander een. Vriende, ek dink die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê is dat geen gemeente word gebou op die naam van 'n predikant nie. Geen gemeente wat dit doen sal standhou nie. Ons is hier in die naam van Jesus Christus. Ons is hier om hom te dien. Ons is hier om ons lewe aan hom toe te wy. In ons eie wêreld, in ons eie menslike koninkryk, wil ons altyd graag raak gesien word. Ons wil graag erkenning kry. Dit is 'n kritiese begeerte by ons, dat iemand moet ons naam ken en weet watter waarde ons kan toevoeg tot waar ons ook al is.
Ek wil graag liefgehê word, ek wil graag erken word. In my werk waar ek sit, is daar seker goed as ouens na my te kom, dan kan ek sê, daar's die antwoord, maak so, doen so. Daar's ander kere wat ek moet sê, ek het nie die gesag om hierdie besluit te neem nie. Julle moet nou na daardie persoon toe gaan. Hy het wel die gesag om hierdie besluit te neem. En in die geestelike lewe is dit radikaal anders. In die geestelike lewe moet dit heeltemal anders lyk. Want as ek in God se koninkryk kom leef, dan gaan dit nie oor waar is my plekkie in die wêreld en waar lê my magsbasis in my gesagsveld nie. Dit gaan nie oor watter rol speel ek en wie sien my raak nie. Dit gaan dat ek my identiteit in Christus vind. Dat dit nie meer oor my gaan nie. Dit gaan nie oor wat ek bereik het nie. Dit gaan nie oor my eie waarde nie. En tog is dit iets wat nooit regtig weggaan nie, né? Dis iets wat hier binne in ons groei. Dis iets wat ons nooit regtig kan doodkry nie. Terwyl dit een van ons grootste doelwitte moet wees om dit dood te kry. Nie wat dink ander van my en hoe sien hulle my en is ek okay en dink hulle ek is okay. Dit is nie waaroor dit regtig gaan vir 'n gelowige nie. Daarom is dit iets, omdat dit so deel van ons lewe is dit iets wat gereeld in ons eie skuldbelydenis voor die Here na vore kom. Here, my eie ekkigheid en my eie gemak het alweer kom inklim tussen my afhanklikheid van U. Here, ek is nie die oulike ene nie. Ek kan nie sonder U nie. Ek is nie die een nie, U is die een. Paulus skryf sterk hieroor op 3 verskillende plekke wat ek graag met jou wil deel. Hy sê, op 'n stadium sê hy, ek is die grootste sondaar van almal. Op 'n ander plek noem hy homself, ek is die misgeboorte. Jo, dit is daarom 'n vreeslike gedagte. En die derde ene sê hy vir ons, ek is alleenlik tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Omdat Christus in my lewe gekom het, omdat ek nou in sy koninkryk kom lewe het, nou het ek my eie ekkigheid prysgegee, en nou kan ek alles wat ek doen, kan ek alleenlik doen vir sy doel, en omdat hy my lewe oorgeneem het. Daar is niks wat ek uit my eie krag meer kan aanbied nie. Hoe doen jy op daai terrein? Hoe kry jy dit reg? Ek dink ons almal sukkel so bietjie daarmee, as ons wil eerlik wees. Dis nie iets wat ons kan sê afgemerk en gewen nie. Elkeen het ons plekkie eers wat ons sê, dis myne. Dis my wêreld. Dis my keuse. Dis my koekie daai. Dis my karretjie daai. Dis myne. Dis gewoonlik die ding wat ons die eerste moet oorgee aan die Here, wanneer ons weer voor die voete van die Here kom. Maar dan sê Johannes die Doper 'n geweldige belangrike ding, wat ek graag met jou wil bespreek vanmôre. Tussen julle staan daar iemand wat julle nie ken nie. Julle die skrifgeleerdes, die ouens wat die boekrolle het, die ouens wat die tempel het, die ouens wat alles het wat julle hart begeer, julle wat al die kennis en wysheid in pag het, julle sien nie die Messias tussen julle staan nie. Julle sien nie die groot iemand wat God gestuur het raak nie. Vriende, is dit moontlik dat ek en jy die Bybelboeke kan opsê en teksverse kan aanhaal en mense kan teregwys en kan al die wonderlike goeders doen wat ons so graag assosieer met Christendom, maar dat ons nie Jesus in ons dag, in ons normale manier van rondbeweeg meer kan ervaar nie. Is dit moontlik?
En ek sê vir julle, dis moontlik, want dit was vir jare deel van my eie lewe. Vir baie lank. Skrifkenners wat die skrifte bestudeer dag en nag, wat tekste kan memoriseer en in die middel van die nag wakker gemaak kan word en dit kan opsê, wat so verstrengel kan raak in reg en verkeerd en kan vra oor wie die Messias is, kan nie die Messias raak sien nie. Hy staan reg by hulle. Dis dieselfde kerkleiers waarvan ons vertel word dat toe Jesus by hulle in die tempel was, het hy met hulle gepraat oor die wil van God en die woord van die Here. Die woord van God. En hulle was so beïndruk deur hierdie 12-jarige seentjie wat met hulle praat oor God en hoe God is en hoe God se koninkryk lyk en wat God se wil is, dat hulle verbaas was, staan daar oor sy insig. Dit is moontlik, vriende, dat ons so onsself kan besig hou met wat gesê word, dat ons baie keer vergeet wie dit gesê het. Ons kan baie keer so besig raak met die woord van die Here, dat ons vergeet dat dit God is wat hierdeur met ons praat. Ons kan 'n studie maak van wat hierin staan, maar die ervaring van God wat besig is met my, mis ons baie keer. Ons kan so besig raak met die korrekte verstaan van die woord, die struktuur van gebed, en hoe om korrek te wees, hoe om die woord gereformeerd te interpreteer. Ons is so goed om te wys waar ander verkeerd is en ons reg is. Ons kan so maklik identifiseer met wat vir ons aanvaarbaar is en wat onaanvaarbaar is, maar die soeke, die honger na die teenwoordigheid van die Here gaan by ons verby. Hieroor vra ek myself, en ek wil jou uitdaag met dieselfde vraag, en wil vanmôre vir jou vraag, is dit moontlik dat ek en jy so besig kan wees, dat wanneer ons stilte tyd doen, dat dit vir ons meer gaan oor hoe lank dit is, en wat ek doen, as wat dit is om my honger voor God te ondersoek. My gretigheid om in sy teenwoordigheid te wees, uit te spreek. Is dit moontlik dat ek lees oor honger en dors na God en hoor hoe ander mense daaroor praat, maar as ek baie eerlik is met myself, dan het ek nie 'n begrip van wat dit beteken om honger te wees na God se teenwoordigheid nie. Daar's 'n cliché wat ons al die jare met ons saamdra, dat ons so besig kan raak met die dinge van die Here, dat ons die Here van die dinge vergeet. Daar's 'n diep waarheid daarin. En daarom wil ek jou vanmôre een van die belangrikste vrae vra, wat 'n mens in jou geestelike reis waarskynlik kan vra, nadat jy Jesus aangeneem het. Hoe honger is jy na die Here? Hoe honger is jy om die Here by jou te ervaar? Daar word van Moses vertel, dat terwyl hy met die volk getrek het, elke dag die wolkkolom om hulle te beskerm teen die woestynson, en die vuurkolom in die nag om vir hulle lig te gee op hulle pad, dat hierdie wonderwerk van God se nabyheid in die wolke, en hoe hy die volk moet lei, was nie vir hom so belangrik, soos die oomblik, toe hy in Eksodus 33 vir die Here sê, as u nie self saamgaan nie, trek ek nie 'n tree hiervandaan verder nie. As u nie self saamgaan nie, kan ons maar net so bly. Ek sal eerder stil staan by u, as om te beweeg sonder u. Is dit waar van my en van jou ook? Frank Laubach skryf 'n boek,
Ek sal nou weer aangaan, ek onderbreek myself so 'n bietjie. Frank Laubach het 'n boek geskrywe, wat ek op 'n stadium net so kort opsomming vinnig van gelees het, kennis van geneem het, en toe gedink het, dis nie vir my nie, en nou begin ek dink, het is vir my. Ek moet die boek weer gaan kry. Frank Laubach was 'n gewone mens, soos ek en jy, maandag tot saterdag gewerk, en diepgelowige, ek dink hy het skoolgoed gewas, by 'n restaurant vir sy lewe lank. En hy het hierdie honger na die Here gehad, hierdie intense begeerte om die teenwoordigheid van die Here dag vir dag saam met hom te ervaar. En toe skryf hy 'n boek daaroor. Hy word beskou as die een gelowige wat dit kon regkry, om iets van die teenwoordigheid van die Here met hom te ervaar. Enigeen wat hy boek het, leed hom vir my, ek wil hom lees. Hy gaan na my mening so 'n bietjie oorboord, en ek gaan nie vir jou sê wat hy sê hier als bedoel nie, maar ek sal net graag by 2-3 goedjies wil kom, wat ek vir jou wil gee aan die einde. Hoe kan jy hierdie week oefen, om jou honger na die Here te ontwikkel? Dit kom uit sy gedagtes ook, maar ek sal later bietjie meer daarvan sê. Ons het gepraat oor figure in die Bybel, wat hierdie honger na die Here vir ons gewys het. Moses was een van hulle. Daar word vertel van Elia. Elia, vir wie die nabyheid van die Here vir hom meer belangrik was as die vuur uit die hemel. In Konings word daar vir ons hierdie pragtige verhaal vertel, hoe dat hy die Baalprofete daar by mekaar gemaak het, en dan bid hy, en dan kom daar vuur uit die hemel uit, en die hele offer word verander, en so word die Baalprofete doodgemaak, en dan val hierdie man, hierdie godsman, in 'n ongelooflike depressie, en dan vat die Here hom weg, en dan is daar aardbewings, en die aardbewings is die Here nie. En dan is daar skielik die sagte stilte van die aandwind. En dan weet Elia, dit is die Here wat hier by hom is. Sy honger na die Here was vir hom belangriker as om wonderwerke te doen en wonderwerke te aanskou. In Esegiel 48 praat Esegiel so, dan praat hy oor die nuwe stad wat God gaan bou eendag. Dan praat hy so, die naam van die stad sal wees, die Here is daar. Ja, dit het my geruk. Dat die Here 'n stad vir ons gaan gereed maak, waar hy sal sê, ek is daar, jy sal my beleef, jy sal my teenwoordigheid ervaar, en jy sal die heeltyd bewus wees van my nabyheid. Want Horison en Rodepoort in Gauteng gee dit nie vir ons nie. Maar daar sal 'n stad kom, wat God gaan maak, en later word daardie stad vir ons genoem die Nuwe Jerusalem. Die ewigheid saam met God. En daar sê Esegiel, sal ons altyd bewus wees van die Here se teenwoordigheid. Paulus skrywe, en dis my laaste voorbeeld uit die Bybel uit. Sê Paulus, nadat hy al hierdie sendingreise gedoen het, al hierdie kerke gestig het, al hierdie mense begelei het om Jesus as verlosser te aanvaar, en hierdie strukture begin vestig het in soveel dorpe in Turkye, dan kom hy op 'n laat stadium van sy lewe, dan sê hy, al wat ek wens is om Christus te kan ken, sy teenwoordigheid te ervaar, sy nabyheid by my te hê. Vriende, diepgelowiges, soos wat ons nou die voorbeelde van gegee het nooit hulle honger vir die Here se teenwoordigheid verloor nie. En nou gaan ek en jy 'n week binne met sy eie uitdagings, en die lewe gaan ons alweer gryp, en ons probeer insluk om te fokus op die dinge wat van ons verwag word. Soveel dinge wat jou aandag gaan probeer aftrek en gaan vereis. Om die waarheid te sê, het ek eendag baie nederig geword, toe 'n ouderling vir my gesê het, toe ek nog so 'n jong laaitie was, dominee het 'n vreeslike mooi preek gehad, maar ek wil nou vir jou sê, as die mense by hierdie kerk se deure uitry, gaan hulle dink aan daai bout wat in die oond is. Dan gaan hulle nie jou preek oor dink nie. Dis waar, nee? Die week het 'n manier om ons in te suig. Daar's verantwoordelikhede, en daar's mense wat eise op ons stel, en daar's mense wat ons moet gelukkig hou, en daar's dinge wat moet gebeur. En dan vergeet ons van hierdie honger na die Here se teenwoordigheid. Maar groot gelowiges het dit reg gekry, reg deur hulle lewens,
om hierdie honger na God uit te leef, dit deel van hulle daaglikse roetine te maak. Mense wat hulle honger na God se teenwoordigheid net nie wou prysgee nie, hulle het gesoek na hom en hulle tyd gemaak om elke dag hierdie vuur aan te blaas in hulle siele, dat hulle God by hulle in hulle lewe wil hê. Dit maak Johannes 'n nederige mens, wanneer hy besef dat hier is iemand groter as hy tussen al hierdie kerkmense. Dan sê hy, ek is nie eens werd om die riempies van sy sandale los te maak nie. Hierdie Jesus is soveel groter as wat ons onsself kan indink. Soveel groter. Ek wil jou graag 4 gedagtes gee as ons afsluit. Wat jy kan doen om jou honger vir die Here te ontwikkel in die week wat voorlê. 4 eenvoudige goedjies wat jy kan doen. Jy kan dit doen. Ek weet jy kan dit doen. As jy wakker word en jy gaan wakker word, voordat jy jou voete op die grond neersit om die gejaag van tandeborsels en hareborsels te gryp, lê vir 20 sekondes stil in jou bed en sê, Here, wat 'n voorreg om hierdie dag saam met U in te gaan. Wat 'n voorreg. 'n Nuwe geleentheid om saam met U hierdie dag in te vaar. Dit vat 20 sekondes van jou. Die tweede gedagte wat ek jou wil vra is, ergens deur die loop van die dag, miskien as jy jou middagete breek vat, gaan sit 5 minute op 'n plek alleen. Net 5 minute. En dan dink jy, oor waar het jy die Here se teenwoordigheid beleef deur die loop van die dag? Waar het jy hom gevoel of gesien of ervaar dat jy binne sy wil was? Waar het jy iets gesê, iets gedoen wat sy goedkeuring sal wegdra? Waar raak jy bewus dat sy hand op jou lewe was? Net vir 5 minute. Die derde ding wat ek jou wil noem is, en dis vir baie mense die moeilikste ding, is vir my ook nog op 'n tydjie moeilik. 2 is maklik, maar 3 is nie so maklik nie. Om 3 keer 'n dag, en dit was die tradisie van die kerk se gelowiges gewees, van die tyd toe die Bybel geskrywe was nog, tot nou toe, is daar nog gelowiges wat daardie resep volg. Dit is om 3 keer 'n dag te bid. Oggend, middagtyd en aandtyd, voor hulle gaan slaap. Opstaantyd, slaaptyd en 1 keer eers in die middag. Daai 3 kere het hulle afgesonder om te dink oor hoe Jesus en die Heilige Gees nou by hulle was, tot en met middagete, dat hulle kan skuldbelydenis doen om die kere wat hulle nie volgens sy wil opgetree het nie, dit dadelik te kan erken en dit met die Here te kan regmaak. En dan vorentoe te kyk na die laaste deel van die dag en te sê, hier is die volgende 4, 5, 6 ure van my werkdag nou nog oor. En waarheen gaan ek? Wat gaan gebeur? Watter vergaderings gaan ek in? Met watter mense gaan ek werk? Hoe lyk my program? En om te sê, Here, ek wil hê U moet by elke plek saam met my stap. Oral saam met my gaan. Om vir jouself te sê, waar sal ek hom sien in die dag wat vorentoe kom? En dan met slaaptyd. Om terug te kyk oor die dag en te sê, Here, hierdie dag was 'n dag wat ek saam met U die pad geloop het. Dis waar ek U gesien het, dis waar ek U beleef het, dis waar ek buite U plan was, dis waar ek my weer wil toewy aan U. En nou gaan ek my oë toemaak en ek gaan nou slaap. En Here, as U in die nag met my wil praat, maak my wakker. En as U in hierdie nag vir my met 'n droom of visioen met my wil praat, doen dit. Ek gee myself as 'n kanaal vir U om met my besig te wees, ook as ek slaap. Want U sluimer of slaap nie. En as U dit nodig vind om met my besig te wees in die nag, doen dit.
Ek gee myself in die hande oor. So sê nou vir my, is hierdie 3-4 goedjies, is dit te moeilik? Kan jy 20 sekondes voor jy jou voete op die grond neersit, net sê, Here, ek gee hierdie dag vir U. Wat ook al in jou dag gaan gebeur. Kan jy iewers in jou dag vir 5 minute stil raak en sê, ek gee myself vir U en ek wil hê U moet by my wees. Ek wil bewus raak van U teenwoordigheid. Kan jy 3 keer 'n dag? Jy kan self bepaal hoe lank dit gaan wees. Kan jy 3 keer 'n dag, oggend, middag en aand, vir 'n oomblik stil raak in gebed, terugkyk oor die vorige seisoentjie, daai paar ure, en dit evalueer by die Here, waar was jy, waar het jy hom gesien, waar was jy buite sy plan, en dit daar met hom regmaak, en vorentoe kyk na die volgende deel. En dan kan jy vanaand met slaaptyd vir die Here sê, dit was 'n lekker dag saam, Here, en as U nog in die nag met my verder wil besig wees, dan is ek hier. Ek gaan nêrens nie. Ek gaan slaap. Daar's 'n pragtige lied wat hiermee saamgaan. Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos 'n land sonder water, wil ek tot U nader, om by U te wees. As jy hierdie woorde kan sê, terwyl jou hart so bietjie krimp, so bietjie, dit maak nou sin. Dis die honger na die Here daai. Dis hoe dit klink, dis hoe dit voel. Kom ons bid saam. Wonderlike Hemelvader, maak elkeen van ons intens bewus van U teenwoordigheid. Maak ons elkeen honger om U nabyheid te ervaar. Gee dat ons hierdie oefeninge, miskien steek 1 vas of 2 of almal, gaan toepas en oefen en kyk hoe dit ons lewensreis saam met U beïnvloed. Here, maak ons bewus dat die wêreld waarin ek rondbeweeg is 'n wêreld waarin U net so tuis voel soos wat ek baie keer daarin tuis voel, maar tog heeltemal anders. Maak my bewus van U wat saam met my in 'n kar ry, maak my bewus van U wat saam met my in 'n klaskamer instap, maak my bewus van U wat saam met my by 'n eettafel aansit, in die kombuis werk, besig is met my dagtake, maak my bewus van U nabyheid. Here, skep in my 'n honger vir U teenwoordigheid. Maak dit in alles verterende begeerte om U nie te mis in my normale roetine van my dag nie. Daardeur, Here, verander my lewe sodat ek meer en meer sal word soos wat U wil hê ek moet wees, en dat ek nader en nader kom na U plan vir my lewe. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met die sing van lied 163, soos 'n wildsbok wat smag na water. So smag my siel na U, o Heer, U alleen is my hartsverlange, en ek bring aan U die eer. Ek dink julle het gesê, daar's 3 verse van hom. Ons gaan hulle so sing. Kom ons loof die Here.
Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Hy wil jou bederf met sy teenwoordigheid. Jou deeltjie is om jou honger aan die Here warm te hou. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Gees by jou bly. Amen.